So gaan die weke aan en is ons besig om verder te dink oor alle vorms en maniere waarop ons oor God kan dink en praat en gesels en meer is dit ook om God te ervaar. Ons het laasweek bietjie gesels oor die basis, waar is God se basis? En eintlik by die slotsom gekom sê wel, God kan eintlik oral wees. Hy het nie net een basis daarbo nie, hy is eintlik oral. En ons moet die hemel sien as 'n werklikheid ook hierso op aarde, alhoewel ons dit net hierso gedeeltelik kan beleef. Vandag is ons besig om nou na ander plekke en ander maniere te kyk oor hoe mens na God kan kyk en hoe jy God kan beleef. En die tema op die tafel wat ek dink vir baie mense nie 'n vreemde konsep is nie, iets wat baie mense al oor eeue lank sê, is ons praat oor God in die natuur. En ek het nou klaar, ek dink laasweek die storie vertel van die ou wat in my oupa se kerk was, wat sê hy wil eerder op die dam wees en verlang na die kerk, sodat hy in die kerk is en verlang na die dam en visvang. Maar ek het my eerste gemeente het ek 'n kollega gehad wat hy het altyd vir my gesê, as ek wou geweet het hoe dit met hom gaan, as ek wou weet hoe gaan dit met hom in sy geestelike lewe en sy persoonlike lewe, dan moet ek net gaan kyk hoe sy tuin lyk. As sy tuin mooi en netjies uitmekaar gesit is, dan weet jy, dit gaan goed met hom. As alles mooi gesnoei is, dan gaan dit goed met hom. As hy lanklaas in sy tuin was, dan moet jy weet, dit gaan nie goed met hom nie. Ag, en hom Frikkie. Frikkie was so weird ou gewees, ek love hom, hy is nog steeds net so, die dag ook weer met hom gepraat. Hy vertel, hy gaan deur 'n moeilike tyd, in sy lewe, in sy bediening, daar was 'n bietjie gevra gewees oor 'n kankerdiagnose, allerlei dinge, en hy besluit hy gaan stap in die botaniese tuine in Pretoria. Nou, so stap hy in die botaniese tuine en op 'n stadium kom hy by 'n boom. Ek lag net om aan te dink. En by hierdie boom het hy 'n ervaring. En die ervaring is, hy wil hierdie boom nou 'n druk gee. En daar gaan oom Frikkie, en hy staan in die middel van die botaniese tuine, waar daar honderde mense is wat hom kyk, en hy gaan gee die boom 'n drukkie. Dit is hysteries dalk, die prentjie. Maar kan ek vir jou sê, en die ding van oom Frikkie wat vir my die wonderlikste is sy opregtheid. Hy het dit gedoen, want genuine, regtig, egtig, hy beleef God in die natuur. En dit is verseker so. En ek het ook besef, hoewel as jy in my tuin gaan kyk, jy dink ek het 'n baie slegte verhouding mee, my tuin lyk woes, maar ek het besef, hoe ouer ek word, hoe meer waardering het ek vir die natuur, en hoe meer beleef ek God in die natuur. Nou, eerste gedagte wat ek dink ons net oor moet nadink. Spesifiek as ons nou al bietjie gepraat het oor die verskil tussen kop en emosie en so voort. As dit kom by die natuur, is een van die foute wat ons dikwels maak, is ons analiseer die natuur en soek vir God daarin. En dis hierdeur wat jy baie duidelik, baie maklik in lokvalle kan trap, en dat jy kan die mekaar raak, en dis waar mense met mekaar gaan beklei oor, is dit nou, is die aarde in 6 dae gemaak, of is evolusie ding, blablabla, want dan analyseer ons die natuur, en ons soek vir God daarin. Met ander woorde, ons is die fokuspunt. Interessante ding van die natuur is, alles jy die Bybel ook lees, en dis ek na my goeie, wonderlike kollega om vir die ding, en na hom kyk, na sy lewe kyk, is nie, hy gaan soek God nie in die natuur. God openbaar homself deur die natuur. Die verskil tussen jy gaan soek vir God en God openbaar hom is, 'n openbaring kom van God af en is altyd 'n verrassing. Oom Frikkie het nie na die botaniese tuin toe gegaan met die gedagte, hy gaan nou 'n boom, kom ek gaan druk 'n boom vandag nie. Dit was nie sy idee nie. Maar hy was in die natuur en was so oop gewees vir die oomblik, so reg gewees om God te beleef. En toe hy hierdie boom sien, dis dit is maar hierso het hy nou behoefte om sy siel tot rus te laat kom en net 'n boom 'n drukkie te gee. Ek sê nie kan gee 'n boom 'n drukkie nie. Alhoewel as daar 'n nice boom in jou tuin is, kan gee hom 'n drukkie, kou vir dit. Wat kan jy verloor? Maar ek wil jou meer oopmaak vir die geleentheid om te verstaan, God kan homself deur die natuur openbaar. In die Bybel is daar baie voorbeelde. Dit is interessant wanneer Jesus praat, gelykenisse vertel, wanneer hy mense leer, sal hy baie gereeld sê, kyk daarom, dis die woorde wat hy sal, kyk gerus of kyk na.
En dan sal dit volg met, kyk na die natuur, kyk na die mossie in die veld, kyk na die vyeboom, kyk na die mosterdsaadjie, kyk na, julle ken al hierdie stories van Jesus. Jesus, wanneer hy 'n moeilike konsep vir sy luisteraars wil verlei, wat gebruik hy? Hy gebruik natuur, die natuur. En dit is 'n teologie wat ons reg deur die Bybel kry op baie verskillende plekke, maar ek dink die beste plek is in die Psalmboek. Nou wil ek onmiddellik sê, as ek 'n Psalm vir jou lees, moenie dit analiseer nie. Moenie gaan staan en probeer 'n teologie of 'n sistematiese teologie of 'n skepingsleer probeer uitfigure van 'n Psalm nie. Wat is 'n Psalm? 'n Psalm is 'n liedjie. 'n Liedjie is daar sodat jy iets sal ervaar. 'n Liedjie kry dit reg om iets in woorde te sit, 'n emosie te verwoord wat op 'n ander manier nie verwoord kan word nie. En dit het meer betekenis deurdat dit 'n liedjie bly. En dieselfde geld vir die Psalmboek wat natuurlik 'n hele boek van 150 liedjies is. En net so 'n paar verse lees van Psalm 104 vir julle om ook dalk net oor saam te gesels, maar ook saam te beleef oor hoe gelowiges oor eeue heen God in die natuur beleef, sonder om dit te probeer verduidelik. So staan, ek wil die Here loof, Here my God, U is baie groot, U is bekleed met koninklike luister, U is met 'n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan het, en vir U 'n woonplek ingerig het oor die waters daarbo. U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind. U wat die winde U boodskappers maak, die weerligte U dienaars. U wat die aarde stewig gevestig het, sodat dit nie sal wankel nie. Die hele Psalm is wat ons praat van 'n natuurpsalm. Julle kan dit gerus volledig deurlees op julle eie tyd. Maar wat ek wil hê jy moet hoor hierso is die digter is besig om 'n ervaring van God te deel. Dis iemand wat tyd in die natuur spandeer en wat sê, ek beleef God hier. Die wonderlike ding is, as jy so God beleef, dis daar waar jy 'n rustigheid in jou siel kry, wat min mense op 'n ander manier kan kry. Ek onthou, hoe lank terug sal dit nou wees, 11, 12 jaar terug, het ek die otter gaan stap vir die eerste keer in my lewe. Ek's nie 'n groot stapper nie, maar toe ek die otter gaan stap het, saam met my naaste familie, dit was 'n wonderlike ervaring. Ek het hierdie staproete gedoen en net gedink, ek wil 'n gemeentegroep hiernatoe bring, ek wil 'n tienergroep hiernatoe bring, ek sal elke dag van hulle preek, gaan nie 'n woord voorberei nie, want dit gaan net na my toe kom. Ek was so oortuig en oorweldig deur God se teenwoordigheid in die middel van 'n staproete, baie ver van enige ander mense, of kerk, of Bybel, of tekste, of teologie. Ek het God daar beleef. Ek het al agtergekom, ek het al gery en die mooiste dubbelreënboog gesien en ek die kar aftrek van die pad af, net sodat ek kan stil word en myself net in daai oomblik toelaat om iets van God te beleef. Dis waaroor julle vandag met mekaar kan gesels. Ek wil vir jou ook 'n challenge gee, wat dalk moeilik in die groep gaan gebeur, maar dit is nou vir jou persoonlik. In hierdie week, kry iets in die natuur en sit net vir 'n rukkie daarmee stil. Al is dit 'n blommetjie, al is dit 'n blaar, al is dit om te gaan stap in 'n woud. Gaan en kyk of jou siel rustig word. Kyk of jy daar net kan wees wie jy is. En dalk verras die Here jou en hy openbaar homself en sal jy agterkom, God is in alle dinge. Amen. Lekker gesels. Hoop is 'n vrugbare gesprek vir julle almal. Totsiens.